Begin van die jaar wou ek nie op leiderskap gehad nie. En toe gaan ek nou op die kamp en ons maar vir die kamp het ek 'n free Bybel gekry. En vir die kamp sê hulle vir my ek moet nou daai Bybel saamvat en die vat ek nou saam en die Saterdag aand het jy vir my vriendin haar hartvrede gegee en terwyl sy haar hartvrede gegee toe sê die Here vir my ek moet daai Bybel vir haar gee en toe gee ek dit vir haar en toe later die aand toe bars sy eintlik in trane met haar eerste Bybel is en dis my net so amazing hoe ek eintlik gebless met die Bybel. Okay, snaaks genoeg hoe Wynand in my lewe ingekom het. Ek wou baie graag 'n Bybel gehad het aan die begin van die jaar, maar ek kon nie, vir een of ander rede het ek nie 'n Bybel gekry nie en my lewe was definitief nie reg nie. En ek het gegaan en ek wou ook nie op die kamp gaan nie, want dit was net nog 'n kerkkamp en dit is so naby aan die eksamen. En op my hart het dit net neergelê dat ek op die kamp moet gaan en ek het gaan met geen verwagtinge nie. Ek het net soos die tyd omgebid tot die Saterdag aand waar ek net iets beleef het van die Heilige Gees het regtig in my hart ingekom en God het dit uit in my lewe ingekom dat ek het my hart volkome vir die Here gee van nie van ek gee net my hart nie, ek het my lewe omgedraai en ek dink ek's 'n veranderde mens. Ek doen nie meer. Daar is iets wat heeltyd vir my sê wat is die verskil tussen reg en verkeerd en daai aand het Wynand na my toe gekom en ons is in dieselfde skool, maar ons het nie regtig mekaar gegee nie. En hy het vir my gesê God het gesê hy met sy Bybel vir my gee en ek het so gehuil daai aand want dat ek dadelik beleef dat God in my lewe ingekom het en verstaan hy het werklik in my lewe begin werk wat ek nog nooit beleef het nie en in die afgelope 2 weke van die kamp af het God net meer en meer in my lewe ingekom en ek kan hom net meer beleef in my lewe. Eintlik wat ek eintlik vir die mense wil sê van weet jy hoe ek het begin beleef. Ek het altyd gebid vir goeders in my lewe, maar ek het dit nooit gekry nie. En ek kon nooit verstaan hoekom het ek dit nie gekry nie. En toe begin ek agterkom, God gaan nie vir jou die eindresultate gee nie. Hy gaan vir jou maniere gee hoe om daar uit te kom. Soos ek wou soos baie graag wou ek soos meer atleties geraak het. En ek het nie God gevra maak my meer atleties nie. Ek het hom miskien gevra soos laat ek net meer lus is vir hardloop. En ek wil baie graag ek wou maar geword het. En plaas net om vir God te vra maak my maar. Het hy vir my gesê dan moet jy net van bid en sê gee vir my beter eetgewoontes. Verstaan. En dis hoe God werk en dis hoe hy regtig in my lewe kom werk het. Ek kon dit regtig baie beleef in my lewe. Net nog een laaste ding wat ek regtig volkome ook begin beleef het. Net een persoon se gehoorsaamheid het God my begin seën en ek was ook nou in die afgelope 2 weke wat ek gehoorsaam in God en hy seën my maar dan begin hy die mense om my seën en ek het regtig deur 'n slegte tyd gaan en dadelik het alles omgekeer net omdat ek een groot besluit in my lewe gemaak het. Jy kan op 'n sekere manier met jou praat, soos jy kan soms luister na die natuur. Partykeer is dit 'n fyn stemmetjie wat jy net moet soos luister en jy dalk net onthou soos partykeer moet jy net alleen wees en dan sal jy net vir jou sê en partykeer kan ook net 'n diep gevoeling wees wat jy kan kry in jou hart en dan net daai gevoeling voel van dit kan eintlik soos tot 'n goeie resultaat en ja, jy kan ook soos die Here beleef ook deur soos waar hy deur Moses met Moses deur 'n brandende bos gepraat het en hy het vir Samuel geroep het terwyl hy geslaap het. En nou so jy mens bos maar jou stem hoor.